Right, wanneer moet ek disk en wanneer moet ek tand? Okay, ek praat met jou, maar hy gaan my bietjie vertel. Hulle het diskplanter, DBX en 'n tandplanter. Waar pas wat ene in? En hoekom het hulle na die diskplanter toe gegaan, maar hoekom is die tandplanter ook nog steeds 'n opsie? En dan kan jy op die einde van die dag die regte besluit maak. Kom ons luister. Jy moet like it. André, lekker en jy? Nee, doodstil rustig. Okay. Right, so jy het nou goeie ervaring van al twee, nee. Hier agter jou is DBX se diskplanter en jy het tandplanter ook. Verduidelik my gou 'n bietjie waar pas wat in en hoekom het julle eers die skuif gemaak na hierdie kant toe en dan kan ons maar bietjie praat oor hoe suksesvol elke een is. Okay, so ons het al die jare gewerk met die tandplanter. 2017 het ons besluit ons gaan begin met control traffic. Ons sny nog plat ook. Ja. So ons groot probleem, een van die groot probleme ook is ons kan nooit control traffic doen nie, want dan moet ons dieselfde rigting plat sny as wat ons saai. Ja. En met die tandplanter se spasiering wat so wyd is as die plat sny en val die graan deur, val as jy 'n swakkerige jaar het, dan kry jy hom nie opgetel met die pick-up nie. O, ek hoor wat jy sê. So Dis maar julle dan julle eie uitdagings hierso, nee. Ons het baie, ja. So saam met dit, ons wil meer in die regenerative farming tipe area toe gaan, so 'n bietjie minder grondverwerking en goed. Toe besluit ons right, dan gaan ons 'n diskplanter doen, maar dan wil ons 'n paar ander probleme ook saam met dit oplos. En daai tyd het DBX begin met die diskplanter wat 'n double disk is en ek wil sê sy groot selling point is die feit dat alle units in een ry is. Ja. So in die skynstes met 'n ding wat se rye gesteiger is, dan loop die rye binne mekaar in en dan gooi jy die agterste rytjie of die voorste rytjie gooi jy toe. Ja, maar jou planter hang mos nou half agter die trekker soos Hy wat kry dit nou agter gaan. hom, ja. Ja. So dan kry jy daai wat 2 rye en dan is daar 'n groot gap, 2 rye, groot gap. En ons sien dit met enige tandplanter of enige ding wat gesteiger is. So toe ons homkop toe los ons daai probleem op. Ons het minder grondversteuring en ons spasiering het gekom van 300 spacing af na 168 toe. Ja. So hy taamlik afgekom, so nou kan ons plat sny in dieselfde rigting. Nou moet dit regtig 'n baie swak oes wees en sal hy seker nog steeds deurval, maar ja, en toe gaan ons aan vir 'n hele paar jaar net met die disseeders en toe sien ons maar ons het nog steeds 'n plek vir die tandplanter. So ons het plekke waar hy sy doel beter kan bereik as wat die diskplanters kan doen. So ons is bietjie beperk met gewe wat ons kan gebruik op die disseeder. Waar is dit op die tandplanter? So nou ons sal in praktyk in 'n land ingaan en ons sal sê okay, maar daai stuk van die land gaan die tand doen want daar's meer grasse byvoorbeeld, of die tand gaan daai stuk doen want dit is bietjie harder, of die buitedraaie doen die tand baie. So ons gebruik hulle nou maar in kombinasie met mekaar. So wat jy my wil sê is elkeen het op die einde van die dag sy plek en ek neem as jy kyk na jou opkoms en jou plantomstandighede ook. As jy kom ons sê dit's 'n bietjie droog, jy kan altyd gaan vog haal met die tand. Ja. Waar jy dit nou met die ene kan doen. Jy kan eider met hom in kirkdroog omstandighede plant as die reën kom. Dit is wat ons verkies, ja. Maar jy wil nie daai hy's nou net so hy moet of nat wees of droog wees. En waar jou tandplanter gee jou daarom 'n bietjie van daai, al meng hy hom nou partykeer die grond ensovoorts, maar dit gee jou daarom daai bietjie buffer om dan die goeie so te plant. Ek moet sê jy stres definitief meer as jy met die diskplanter plant as wat jy met die tand. Ek dink die tand is 'n baie eenvoudiger no-nonsense ding. Jy weet wat jy gaan kry. Met hierdie ene, soos wat jy sê, as jy dit in die droë saai of in daai gemengde grond saai, dan weet jy, sê vir jouself jy is besig om nonsens aan te vang. Maar dit is wat hierdie seisoen gebeur het. Dit was 'n bietjie gemeng, maar toe kry ons 'n lekker reën bo op dit en dan is daai probleem weer opgelos. So jy moet seker maar 'n bietjie geloof hê of 'n bietjie vasbyt. Jy het nie knoppies wie jy kan druk om reën te maak nie, so die geloof is al klaar daar. Dit is die ding, ja. So jy sê maar ja, elke een
het definitief sy voordele en sy nadele. Ons sukkel met 'n vigor, met enige displanter. Vigor van die begin af is 'n probleem. Die laaste paar jare het ons nat gehad, nat en koud van redelik vroeg af. Dan sukkel ons met vigor waar die tandplanter se vigor definitief meer is van die begin af. Maar wat sê jy nou ding, wat is die rede daarvoor? Ek dink daai bietjie grondversteuring, daar's noem dit hang nou maar af hoe jy hom stel, daar's omtrent soveel grond losgemaak onder waar jy die put sit. Hierdie ene is daar mos nou niks grond losgemaak onder dit nie. En wat jy ook duidelik met dit enige displanter kan sien, ons rip mos nou niks met grond of ons doen geen bewerking voor ons saai met hom. As jy iewers iets opgeneek het, 'n land bietjie oorbewei het of te veel met implemente gewerk het op 'n sekere plek en hy's net te hard, dan weet jy sommer jy vang nonsens aan. So jou stelsel moet ook aanpas by dit. En is dit ook dan van daai tipe van goeders waar jy dan kan gaan en sê okay, maar wie wat ek wil hom met die of ek het 'n diskplanter en miskien moet jy maar kyk om 'n tipe van 'n bewerking daarso te doen, al is dit 'n minimum tipe van ding, en dan al doen jy dit vroeër en dan net sodat jy dan later kan inkom en die ding ordentlik kan plan. Ja, dit is 'n opsie. Ander ding wat ons sien met die control traffic tussen, ons is op 'n 12 meter stelsel, so elke 36 meter is waar hy spuit loop. Tussenin is daar nou nog 2 12 meter spore. Ja. Waar die planter en waar die stropper elke jaar loop. So elke jaar raak daai spore al hoe meer visible. Want hy word mos al hoe meer gekompakteer. En met die displanter kry ons nie, die idee is mos eintlik dat die plante die grond moet opbreek, maar hy kry nie vinnig genoeg opgebreek laat hy dit teenwerk nie. So nou probeer ons so elke 3de jaar of 5de jaar, dan maar af hoe die siklus loop, met die tandplanter ook haar werk, laat ons daai tussenin spore weer in produksie kry. Ek hoor jy, want dis een manier om dit op te los, nee. Ja. Okay, as jy nou moet sê, ek weet dit is 'n baie moeilike ding om te meet, nee, want op die einde van die dag, jy het nou die seisoen en die goeders verander en jy start op 'n sekere manier, maar alles gaan oor hoe maak jy klaar op die einde van die dag, nee. In julle omstandighede, is daar 'n opbrengsverskil tussen die tand en die diskplanter, of is hulle naby mekaar? Wat is jou ervaring? Dit is interessant, toe ons begin het, toe die heel eerste jaar toe het ons 'n tandplanter nog gehad en toe het ons hierdie planter gekry. Toe noem dit nou maar professionele statistiese proewe kom doen deur die hele seisoen. Met opkoms het die diskplanter 'n bietjie minder plante gehad per vierkante meter. Die biomassa was meer van die disk, en toe ons hier by Augustus rondkom, toe is die biomassa sommer baie meer, en as hulle die are en die goeders begin tel, was die geskatte oesopbrengs redelik hoër met die disk as met die tand. Toe kry ons 'n droërige einde, en toe level dit als weer uit. En eintlik van toe af, kry ons nie, as jy so langs mekaar oes, nie statisties baie groot verskil nie. Dis baie min dat die tand meer is as die disk, so nou en dan kry jy 'n stukkie dat die disk 'n bietjie meer is, maar waar sy ding inkom, is daai skynstes, waar ons party erg skynstes met die tand omtrent niks geoes het nie. Ek sê nou omtrent niks, maar jy kry partykeer regtig 'n helfte opbrengsverlies. Oes hy net soveel op daai erg skynstes as bo op die gelyktes. Maar dit hang als van die seisoen af. Uitstekend. Jong, dankie baie. Right, so, hier is die kort en die lang van die storie. Hoe skuins is jou grond, nee. Okay, dit wys jou maar net weer, elke ding het op die einde van die dag sy plek. Het hang af hoe dit lyk daar by jou, of jy nou een van daai waaghalse is wat hier teen die hellings plant, dan moet jy nou maar die rigting gaan, nee. En hy het brieke, nee. Hy het brieke, Jy sien, hy het nog brieke ook hierdie ding. Nee, hy het ordentlike ratel diskbrekes in, nee. So dan weet jy sal right ten minste. Of, ja, soos hy sê, afhangende van die omstandighede, dan is die tand dalk net die een wat by jou gaan werk. Maar maak nie saak wat teen jy soekie, DBX kan jou help met daai storie, of X-Farm, linkie bo of hieronder, dan chat jy met hulle. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.